Ja, goeiemôre. Dit is vandag vir ons hier by Landbouspore 'n reuse voorreg om met Dustin Bishop te praat van Kempston Agri. Dustin, 'n wonderlike voorreg dat jy in Suid-Afrika met julle kan hande vat, veral by ons jong boer golfdag, maar die rol wat julle speel ook in die breër landbouomgewing het ons baie groot waardering voor. Kempston Agri het homself al gevestig as 'n rolspeler wat saak maak, want dit gaan nie net oor 'n enkel lyn van produkreeks wat julle daarstel nie. Julle het 'n verskeidenheid van aspekte wat julle doen. Maar sê vir ons eers, wie is Kempston Agri? Yes, nou Kempston Agri is 'n afdeling van die Kempston groep. Nou Kempston was laas jaar 50 jaar jonk. Hy was die Tony Cottrell, hy is die eienaar. Hy het hom begin 50 jaar terug met 2 bakkies. Hy het 'n gap in die market gesien in Kempston Truck Hire begin. So ja, dit hang af tussen 3,800 4,000 mense werk in die Kempston groep. So dis van truck hire, logistics, employment, finance, properties. Ja, dis in agri natuurlik. So ja, ons het 'n groot voetspoor in die land met baie maatskappye. Ja, Tony, hy boer self, ek dink hy het 20,000 hektaar in die Oos-Kaap en wildsplase en daai tipe goed. So hy was groot geword van op 'n plaas. So hy is, ja, dis om landbou is baie belangrik. So ja, hulle 10 jaar, ek dink dit is 10 jaar terug, Kempston Agri begin. Klaas was saam met Barloworld en hulle het 'n nuwe huis gesoek. So hulle het by Kempston gekom. Klaas is ook 'n familiemaatskappy. Jy weet, dit besit by een familie, so dit het sin gemaak. En ek het oral om die wêreld gewerk en by baie groot maatskappye gewerk. In Kempston in my kop en een ander maatskappy in Engeland is 2 van die maatskappye wat die meeste aandag gee aan 'n kliënt. Vir hulle as 'n ou of 'n vrou of 'n boer 'n probleem het, hulle doen hulle beste om hulle te ondersteun en op te help. En as daar onderdele wat ons het nie, ons sal masjiene parte vat van 'n nuwe masjien, daai tipe goed. So dis die mees belangrikste ding vir ons, dat 'n masjien sonder diens is 'n swak masjien. So ja, dis lekker dat jy kan die foon optel en vir die top van daai department praat en sê, luister, ons moet 'n plan maak, wat kan ons doen, hoe kan ons hierdie boere ondersteun? So dit vir my is baie belangrik. Weet jy, dit is vir my baie interessant, en Dustin, jy raak 'n saak nou aan vir enige persoon wat besigheid wil doen, 'n item wil koop, is daar 'n paar goed altyd ter sprake. Dit gaan oor kwaliteit, dit gaan oor prys en dit gaan oor naverkoopsdiens. En jy het nou vir my klaar gelê op julle naverkoopsdiens, want ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens weer die ondersteuning kan gee agterna vir die produk wat jy dan nou wel, jy weet, ander persoon verkoop het. Want veral vir landbou, jy is tydsgebonde, jy weet, as dit gereën het, kan jy nie 'n maand wag vir 'n part voor jy kan plant nie, jy moet plant, jy weet, daai tipe van effek. Ja, nee. Baie belangrike ondersteuningsbasis wat jy daar beklemtoon het en 'n oud waardering daarvoor. Hierdie voetspoor van julle, is dit reg deur die hele land? Met ander woorde, as iemand by julle besigheid doen, is julle voetspoor oral? Ja, ons probeer, ons het handelaars in die meeste areas waar daar groot boerdery is, kleine boerdery. Die Duitse masjiene, die Duitsies, die Starres, hulle is baie tegnies. Ons moet die ouens mooi oplei. So vir ons is baie belangrik dat ons moet 'n handelaar hê in 'n redelike area waar sekere dinge wat ons vra van ons ouens, dat daar is 'n goeie diens vir die produk. Jy weet, die klasmasjiene is almal, al die masjiene is in Europa gebou. So hulle is tegnies, die parte is duur, die arbeid is duur, so die trekkers is hulle is goed gebou, maar jy kry jou investment terug op hierdie trekkers. Dassen jy verwys na julle Klaas trekker reeks. Ja. Vertel my bietjie meer van julle Klaas trekker reeks. Wat behels dit? Wat het julle daar in die huis?
Alright, so die Class Tracker reeks, hy begin so by net onder 80 kilowatt en hy gaan op tot volgende jaar 650 perdekrag, so wat's dit 500 en iets kilowatt. So ons het 'n tracker vir elke boer. Elke Class Tracker, daar's 5 punte waarmee hulle bou 'n Class Tracker. Almal word verveeld as ek praat oor die ding. Ons trackers is 'n klein bietjie langer as die res van die ouens. Ons trackers sit 'n bietjie laer. Ons engines sit laer, ons ratkaste sit laer. Die staal net hoe ons vooras is baie swaar. Ons gebruik 'n low center of gravity. En wat dit beteken vir 'n boer is dat daai tracker met sy gewig, hy kan die beste werk doen op sy brandstof vir die boer. Want jy weet met 'n boer, 'n tracker is 'n tracker. Hoe verkoop ek 'n tracker aan 'n boer? Daai tracker moet sy lewe makliker maak of more efficient maak. So dis wat ons trackers doen. Dit is baie slim gebou, is mooi swaar gebou en Class gebruik 'n stelsel wat hulle noem Class Power Systems, waar al die komponente van die tracker wat krag vat van die engine af, het baie slim sagte ware wat daai dinge in beheer hou. So ons kan op 'n tracker die meeste krag is so tussen 1600 en 1850 revolutions. Enige is goed bo dit. Al wat jy doen, jy gebruik diesel, maar jou krag val. So ons trackers is opgestel dat hulle kan die meeste krag en torque gee op daai lae revs. Wat dit beteken vir die boer is dat die brandstofgebruik baie minder is. En ons sal nooit sien 'n Class Tracker met 'n groot klomp wielgewigte of neusgewigte, want ons bou die trackers met 'n 50-50 weight distribution. En dan as jy iets agter op die tracker sit, daai weight distribution skuif na 60-40. Maar dit is jou optimum. Jy wil nie jou voorwiele te swaar hê, anders jy moet hulle stoot, hulle trek nie. So al die klein dinge maak 'n groot verskil op die boer se brandstofkoste. So ja, alles is baie eenvoudig. As jy 'n Class Tracker se bonnet oopmaak, sy airfilter sit reg voor. Elke tracker, jy kan sy radiator skoonmaak vinnig. Want die ouens weet dit nie op die groot trackers, eens die klein trackers. Jou cooling fan, as hy moet 100% werk om daai tracker koel te hou, hy vat 15% van jou engine krag. So dis 15% minder diesel, meer diesel vir dieselfde travel, dis 15% minder krag vir daai werk. So dit hierdie klein dinge, dis wat maak die verskil op 'n Class Tracker. Ons het toetse gedoen by 'n paar groot boere, maar dis nie 'n toets wat ons doen, dis third party suppliers doen toetse. En ons simple trackers, ons C-reeks, hulle kom uit so tussen 18 en 20% meer efficient as competitors. So dit beteken hy kan dieselfde werk doen in 4000 ure, wat 'n ander tracker in 4.500 ure sal doen. So ja, dis die spirit van 'n Class Tracker, is baie slim Duitse tegnologie. Die Duitsers hou van simpel, en ja, ons trackers is nie die mees modern pretty buite, maar binne op die sagte ware en daai goed waar dit tel vir die ou se sak, dis waar die verskil in kom. Dis baie interessant. Daar's baie meer navorsing en wetenskap, jy weet, in hierdie tegnologiese ontwikkeling. Nee, dit is. Ja. Jy weet, as jy dink, as 'n stroper 1000 liter diesel 'n dag vat, maal sy oesseisoen. Dit tel. So 'n klein besparing op brandstof maak 'n groot verskil op die einde van die jaar. So dis hoe ons dink oor ons trackers. En hoorie so, Dustin, is dit ten opsigte van julle stropers, is daai selfde navorsing en logiese aanpassing? Ja, dieselfde. Ja, die stropers hierdie jaar, ons het ek dink 2019-20, ons het die Trion reeks stroper, dis die nuwe klein stropertjie. Class het in 3 jaar 3 nuwe modelle stroper uitgebring. Wat was nie net, soos hulle sê, lipstick op 'n bulldog. Hulle was van vooraf tot agteraf nie gedoen. En die klein Trion stroper wat hierdie jaar uitgewys, hy's baie skoon.
En ja, vir 'n boer dis baie belangrik. Jy wil daai graan verkoop. Jy wil nie aan die voëls of die beeste of die skape gee. En dan met die groot leksies. Ons leksien, ons het die ID700 strope by die stroperesies gehad. En dit was enkelkop besproeiing midies daar, dit was tussen 14 en 17 ton opbrengs. Daai strope het 'n gemiddeld van 200 ton 'n uur gestroop. En enige boer kan uitwerk wat jy kry vir 'n ton midies. Hier's 'n masjien wat 200 ton 'n uur kan stroop. Ja, dit sit die res van jou boerdery onder druk, want jy moet tapkarre en stroopplek en daai goed hê vir hom. Maar ja, doen daai sommetjie. En jy kan sien wat 'n klaasstroper kan doen. En sy verliese was bitter min op daai spoed. So ja, dis wat 'n klaasstroper doen. Hulle is groot masjiene, hulle soek koring of mielies of canola voor hulle, maar vir 'n boer, hy gee jou die graan in die tank vinnig. So ja, dis die lekker ding van 'n klaasstroper en 'n baie lekker plek om te sit. Die Duitse stroopers is hulle flagships. So die technology, die comfort, al daai tipe goed is uitstekend op die stroopers. Jy weet dit is inderdaad interessant soos jy praat, want 'n mens hoor ook heeltyd hierdie kostebesparende benadering ten opsigte van die produksieproses. En ek dink dit is vir 'n boer 'n baie groot faktor om aan sy kostes te kyk. Dit is want marges raak regtig op risiko. En 'n mens moet aan alle kante van jou boerdery gaan kyk. As jy jou kostes kan besnoei, jy weet, en jy meer effektiewe toerusting om te gebruik, dan is dit vir jou in belang. En ek dink dit is wel iets wat regtig sterk kan propageer. Nee, dit is as jy kan jou oes vinnig inkry en hy skoon, dit gee jou meer tyd vir die res van jou boerdery. So ja, dis die lekker ding van technology en SaaS. Hy moet werk, soos ek sê, ons produkte moet jou boerdery meer effectief, meer efficient maak. En dis waar ons produkte inkom. En dan julle het ook 'n MaxiCare waarborg. Wat behels dit? So so Klaas het dis vir jare nou Klaas het MaxiCare wat jy kan 'n waarborg uitvat op jou trekker, bale, stropers, telehandler en jy kan kies hoe lank jy wil die waarborg hê. Ons Stage 3 trackers het 'n 2 jaar waarborg as standaard. Ons Stage 5 trackers het 'n 3 jaar waarborg as standaard. Jy kan daai waarborg opstuur na 5 jaar, 5000 ure. Op 'n stroper, jy kan 'n waarborg stoot. Ons gee die boere hierdie jaar die keuse op hulle ure, dat hulle kan tot 5 jaar 1000 ure op 'n stroper kry, geen kostes by vir hulle. Maar groot boere doen 1000 ure baie vinnig, klein boere doen 1000 ure na 'n paar jaar. So dit gee vir 'n boer die peace of mind dat hy gaan nie 200, 300, 400,000 rand rekening kry in jaar 2 of 3 van 'n engine of 'n ratkas of enigiets. Soos enige waarborg, daar's slytasie wat inkom, goed wat teen die grond lê. Hy is nie in die waarborg, maar jou groot diergoed is in daai waarborg. Ja, die masjien moet hy moet 'n dienshistory hê van die handelaar. Klaas is baie streng daaroor. Op 'n stroper, hulle wil sien dat elke jaar hy 'n post-harvest check. Op 'n trekker, as hy 500 uur service interval het, hulle wil sien dat daai goed is online op Digital Service Manager, dan hulle klaar nie. En dit vir my, dit maak 'n verskil, want enige masjien is baie duur. En 'n boer doen sy somme en sy budgets. En hy wil weet, hy peace of mind, dat hy gaan nie daai groot upset hê later in die masjien se lewe. So dis wat dit gee vir 'n boer. Daar's 'n bietjie peace of mind. Jy kan nou werk, jy gaan nie 'n miljoen rand se engine of ratkas of wat ook al probleem hê later in die jaar. So ja, dis 'n ding wat ons gee, 'n industry first, waar die boer kan kies wat pas sy plaas. Jy weet, ons Trion stroper is fit your farm, pas jou plaas. En dis 'n deel van ons program. Dat ja, dis die boer se keuse en ja, as hy wil meer ure hê of 'n langer tydperk, ons kan dit reël vir hom. Dit kos nie baie nie, maar ja, die keuse is daar vir die boer. So dis hoe hy werk.
Justin, dis interessant. Ek dink die beste vir enige potensiële kliënt of enige persoon wat dit oorweeg om 'n trekker of 'n stroper te koop is om met julle te kom gesels ten minste. En dit is wat ons in Suid-Afrika vra. Jy weet, ons sê baie dankie vir die instansies en die borge wat ons ook ondersteun om seker te maak dat dit wat ons as organisasie probeer doen, naamlik om landboubedryf leef, dat julle op die wyse ook 'n bydrae maak. Juist by ons Jongboer Golfdag wat gaan oor trauma ondersteuning vir boere wat dood is, het julle baie sterk uitgereik en daarvoor het julle Suid-Afrika baie waardering en ons versoek is vir almal, gee ten minste vir Kempston Agri ook 'n geleentheid as jy wil besigheid doen. Gaan ondersoek ten minste wat bied hulle vir jou. En ek dink dit is billik en reg, want 'n mens kan vandag nie net uit by, jy weet, 'n keuse bly omdat oupa Grootjie dit gedoen het, jy moet ook doen nie. Ek dink die mark het so wonderlik groot geraak met so baie nuwe dinge dat 'n mens moet ten minste hierdie geleenthede ondersoek en dis ons pleidooi. Wat is die maklikste manier om met julle kontak te maak? Hoe moet boere te werk gegaan om by julle uit te kom? Ons het ons webwerfs en die beste manier is deur 'n handelaar te praat. Dis vir my is baie belangrik. Daar moet 'n boerdery is 'n relationship. Dis nie as jy dink die laaste ou wie jou Alex verkoop het. Ken jy sy naam? Miskien nie, maar jy sal die ou weet wie jou stroper verkoop het. So ek wil sê as 'n boer iemand in die hande wil kry van Kempston, gaan na jou handelaar toe, praat met hulle. Ons het 'n baie close relationship met al ons handelaars. It's mooi personal. En ja, ons kan 'n plan maak van daar. En ja, aan TLU, ek was verbaas laas jaar, ek was by die golfdag en ek het met ouens gepraat daar. En ja, die werk wat julle ouens doen is uitstekend. Dis nie iets waaroor ons dink enige dag, maar by iemand wat daai tipe trauma het, om te weet dat daar's 'n organisasie wat daar is om jou te ondersteun. En die peace of mind dat as jy aangeval is en jou vrou en kinders daar is hierdie TLU om julle te ondersteun. Dis uitstekend en ek waardeer wat julle ouens doen vir die boeregemeenskap, want sonder hulle, ons het nie 'n werk, ons het nie 'n purpose nie. So ja, ons is baie gelukkig om saam te werk met julle ouens. Ja, baie dankie daarvoor, Dustin. Weet jy, dit is inderdaad waar, dis een groot span wat saam met die kommersiële boer seker maak, daar kom kos op die tafel. En kos op die tafel is seker die grootste stabiliserende faktor wat enige land kan hê. En elke rolspeler wat daar 'n bydrae maak, kan agterna amper 'n sterretjie op hulle voorkop plak en sê ons het ook 'n bydrae gemaak. En ons van TLSA se kant sê vir julle dankie. Groot waardering vir die rol wat julle speel en baie sterkte met julle werksaamhede en met julle verrigtinge en mag die boere ook by julle handelaars se deure instap. Ons sê vir jou baie dankie, hoor. Nee, ek wil net sê baie dankie vir die tyd, dankie vir die boere wat is ons kliënte, ons waardeer die ondersteuning en ja, kyk vir ons by Nampo Kaap, maar mees belangrikste ding, kom kyk vir ons staanplek by Nampo volgende jaar, daar gaan ons 'n paar groot surprises daar wees en ja, ons is hier om julle te verwelkom, kom vir 'n koffie, kom vir 'n praat en ja, dankie vir die ondersteuning van almal, ons waardeer dit. Ja, baie dankie. Ja, die Suid-Afrika sal jou by al twee daai plekke ook sien. Voorreg vir ons. Ja. Ons gaan jou koffie drink daaroor. Ja, dis reg, Benny. Jy hoor. Alright, dankie man. Lekker dag verder.